Ons lees die oordenking vir 20 Februarie uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vandag is Urim en Thummim. Uit Exodus 28 vers 30, die teksvers staan binne in die borsak wat deur die priester gebruik word wanneer hy oor regsake moet beslis, moet jy die Urim en Thummim sit. Deel van die priestersgewaad was die borsak, waarin 2 stene, naamlik die Urim en Thummim was. Urim beteken helder en Thummim beteken onbevlekte. Die simboliek van hierdie 2 stene is duidelik. Die priester se uitspraak wat hy direk van die Here ontvang, sou helder en onbevlek wees, en dis geloofwaardig. Daarom het die Here ook opdrag gegee dat die woorde aan die Here gewy, gegrafeer en op die tulband op Aaron se voorkop aangebring moes word as teken dat die Here die Israeliete goedgesind is. Die Here het van die Israeliete verwag om die priesters met die nodige agting te behandel. Hulle was afgesonder, geheilig vir die Here se diens. Vir die priesters om duidelike en onbevlekte, suiwer uitsprake te kon lewer, moes hulle op hulle beurt volkome aan die Here toegewy wees. God sonder vandag nog mense af om op 'n besondere manier in sy diens te staan. Predikante, pastore, priesters. Hierdie mense wy hulle lewens selfloos aan God toe. Baie van hulle werk vind in stilte agter geslote deure en op hulle knieë plaas, waar hulle pleit vir die uitbreiding van die Here se koninkryk op aarde en dat hulle as diensknegte sy wil sal ken en gehoorsaam. Elke diensknegt van God, elke draer van sy woord, het ons gebede en ondersteuning nodig. Hulle is gesandte van God, maar hulle is ook doodgewone mense. Here, ek bid vir elke predikant, priester, pastoor, maar ook vir elke gelowige wat U heelhartig dien. Help my om helder en onbevlek voor U te leef. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.